Ons trek nou by die boek van 1 Samuel en julle sal sien dat in die boek van Samuel is waar die volk graag 'n koning wil hê. Dis hoekom ek hier so sit, Israel soek 'n koning. So onthou nou as die storie het begin in Genesis waar God die hemel en die aarde geskaap het. Toe leer ons van Abraham, Isak en Jakob en Jakob se naam het verander na Israel waarvan een van sy seuns, Josef, toe nou op die einde opgeëindig het in Egipte. So dis dan nou waar die storie van Exodus begin is, waar die volk in Egipte is, waar God toe vir Moses gestuur het om die volk uit Egipte uit te lei met die 10 plaae. Daarna is hulle toe na berg Sinai toe waar Moses die wette ontvang het en dit is dan nou die boeke van Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Daarna is hulle toe in die land in, saam met Joshua, en ons het gesien daar het hulle die land verdeel tussen die 13 stamme, en dan het ons ook die stories gelees van Rigters en Rut, en dit is die tyd waar daar toe nou nie meer leiers is in die land nie, soos byvoorbeeld Moses en Joshua nie, en God het rigters opgelei, so dit is judges. En nou trek ons by 1 Samuel en 2 Samuel, daarna gaan ons kyk na konings en kronieke, maar hierdie 6 boeke het maar alles te doen met die konings van Israel. Okay, so die heel eerste koning van Israel was koning Saul gewees. Nou, koning Saul lees jy van in die boek van 1 Samuel. Jy lees ook, ek dink, 1 hoofstuk in die boek van Kronieke. Nou, ons gaan eers begin met die storie van Samuel. Dan die volgende koning is dan koning Dawid, en Dawid lees jy van in die boek van 2 Samuel, en ook in die boek van Kronieke, 1 Kronieke. Dan die volgende koning daarna was koning Salomo gewees. Koning Salomo lees ons van in 1 Konings, van hoofstuk 1 tot 11, julle sal sien in die onderkant sit ek wat se boeke was ook geskryf in hierdie tyd gewees, so dan gaan ons na daai boeke ook kyk, byvoorbeeld die vorige ene Dawid het mos van die psalms ook geskryf, so julle sal sien, soos wat ons deur die storie van Dawid hardloop, gaan ek so nou en dan 'n psalm ook ingooi, soos wat ons deur Salomo se lewe gaan ek so nou en dan 'n spreuke, prediker, hooglied of 'n klaagliedere ingooi. Dan wat toe daarna gebeur het, is na Salomo koning was, het die volk toe gesplit in 2. Die noordelike gedeelte het bekend gestaan as Israel, en dan die suidelike gedeelte het bekend gestaan as Juda, so die volk het heeltemal in 2 gesplit. En dit lees jy van in die boek van 2 Konings, lees jy van die Divided Kingdom, eintlik so aan die einde van 1 Konings, en dan die hele 2 Konings, daar het ek gesit hoofstuk 12 tot 2 Konings, en dan, julle gaan nou sien wat gebeur in die boek van Kronieke. Nou, hierso het ek uiteengesit wie al die konings was vir die volk van Israel, die noordelike gedeelte van Israel. Dan hierso het ek neergesit wie al die konings was vir Juda gewees, dis dan die suidelike gedeelte van Israel. Nou hoekom ek het so ingekleer het, van hulle is rooi en van hulle is groen, julle gaan nou sien soos ons deur die Bybel werk, dat die wat rooi is, het nie gedoen wat God gesê het hulle moet doen nie, en die wat groen was goeie konings gewees. So julle kan sien, die heel eerste koning Saul was nie 'n goeie koning gewees nie, Dawid was goed, Salomo het goed begin, maar hy het sleg geëindig, en dit is dan nou waarom die volk toe gesplit het. En dan die volgende 2 konings is dan Jerobeam en Rehoboam, een in die noorde, een in die suide, en dan kan jy sien die noordelike gedeelte was sleg konings, en dan in die suidelike gedeelte was daar so 'n paar goeie konings gewees. Byvoorbeeld van hulle het goed begin en sleg geëindig, of sleg begin en goed geëindig, ons gaan dit sien. En dan die boeke van Kronieke, dit is dan presies die selfde storie weer, maar dan kyk ons net na die koninkryk van Juda, net die suidelike gedeelte. Okay, so wat gebeur het, is God stuur toe profete om die volk te waarsku en te sê, onthou, as julle nie my verbond volg nie, gaan ek julle uit die land uithaal, en hy stuur vir Jesaja, Jeremia, dit is nou die boeke wat ons ook later gaan deurwerk, hy stuur vir Ezekiel, vir Daniel, vir Hosea, vir Joel, Amos, Micha, Habakuk, Sefanja, al hierdie is profete wat God na die volk toe gestuur het en gesê het, hou op met dit wat julle besig is om te doen, byvoorbeeld afgode aanbid en doen wat my verbond sê, want onthou die verbond is, ek sal, dan moet jy, en God sê, ek sal julle beskerm, maar julle moet my verbond volg, en as julle nie my verbond volg nie, gaan ek julle uit die land uithaal. Maar die volk het toe nou nie geluister nie, daarom haal God hulle toe uit die land uit.
En jy sal sien dat die noordelike gedeelte het God die Assiriërs gestuur om hulle uit te vat in ballingskap in. Maar jy kan sien hoekom het God hulle eerste uitgehaal, want meeste van hulle konings het nie gedoen wat God gesê het hulle moes doen nie. Die suidelike gedeelte heel bietjie later het God toe Babylon gestuur om hulle uit die land uit te haal. Ons lees ook van in Psalm 137 die versie wat sê, by die riviere van Babylon, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink. O dogters van Babel, jy verwoeste, gelukkig is hy wat jou sal vergeld, wat jy ons aangedoen het. So hier is 'n versie wat die volk geskryf het, toe hulle uit die land uitgevat is, op pad na Babylon toe, en hulle sit langs die riviere van Babylon as gevangenisse, en hulle mis hulle eie land. Maar onthou, God is 'n God van reconciliation. Hy laat weet sy volk dat eendag in die verre toekoms sal hy weer hulle terugbring in die land. En hy gee vir hulle net bemoediging in die boek van Haggai, Sagaria en Maleagi. Okay, so ons is nou besig met die boek van Samuel, en ek het vir julle gesê dit het te doen met die volk soek graag 'n koning. Okay, so ons gaan eers kyk na die storie van Samuel en Saul. 1 Samuel begin met die storie van Hanna. Nou dis Samuel se ma gewees. Nou wie was Samuel? Hy was 'n profeet wat namens God gepraat het in hierdie tyd. Die volk het hom ook gesien as 'n rigter, 'n judge. Nou Hanna kon nie kinders kry nie, en in 1 Samuel 1:10 sien ons, en bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. Dis toe sy nou by die tempel is. In vers 11 lees ons, en sy vra vir God, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar die diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe. So hierso maak Hanna 'n gelofte aan God en sê, Here, asseblief, ek het nie kinders nie, as jy vir my 'n seun gee, sal ek hom aan u teruggee. Nou Eli, die priester van die tyd, het gedink dat Hanna is dronk, soos wat sy voor God huil en praat, want dat geen woord uit haar mond uitgekom nie. 1 Samuel 1:15 sien ons waar sy sê, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Nou ek het daai stukkie geonderstreep, siel voor die aangesig van die Here uitgestort, en dit het my laat dink aan om God te aanbid. Nou in die Hebreëse kultuur is daar 7 maniere, of in die Hebreëse taal sal ek eerder sê, is daar 7 maniere hoe jy God kan aanbid. Ek het hulle hier uiteengesit, en ons gaan gou na elkeen individueel kyk. Die eerste ene is, as ek dit reg sê, Toda, wat beteken, we bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. Nou dit is 'n hoorbare en sienbare aanbidding tot God. Psalms 50 vers 23 sê, die een wat dank offer, 'n Toda, eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Romeine 12 vers 1 dan vir ons sê dit, dat julle moet julle liggame stel as 'n lewendige, heilig aan God welgevallige offer. So die eerste manier hoe jy God kan aanbid, is deur 'n hoorbare en sienbare manier, en ons tyd dan nou, jy moet daagliks jou lewe offer tot God as 'n dankoffer. Die volgende een is Yada. Nou dit beteken I lift my hands to the coming King, to the great I am, to you I sing. So ek het amper by elkeen 'n liedjie ingesit. So hierso wat dit beteken is jy lig op jou hande tot God. Lifting up of hands, reaching out to God. Ons is totaal en al afhanklik van God. Dis wat beteken wanneer jy in die kerk staan en jy aanbid en die pastoor sê dalk vir jou lig op heilige hande. Dit beteken jy sê eintlik vir God, God, ek surrender. Ek is totaal en al afhanklik van U. Nou Yada beteken a deep intimacy that the Father longs to have with his children. 1 Timoteus 2 vers 8. Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. So hierso kan 'n mens sien waarom sal dan party kerke hulle hande oplig, want dit is 'n manier hoe jy God kan aanbid. Die derde een is Shabach, wat beteken shout. En die liedjie wat ek ingesit het is shout to the Lord, all the earth let us sing. Nou dit beteken lifting up your voice, praising God with all your might. Ek het 'n Psalm ingesit 47 vers 2. Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel. Jesaja 12 vers 6, juig en jubel, o inwoners van Sion, want die heilige van Israel is groot in julle midde. So moenie dink as die worship leier dalk vir jou sê, klap hande en juig tot God, dit is nie vreemd nie, dit is 'n opdrag uit die Bybel uit. Dan die vierde manier is Zamach,
En dit beteken playing an instrument to God. En ek het die liedjie so ingesit, loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. So, as jou kerk byvoorbeeld dan nou 'n band het, of 'n orkes het, dit is ook 'n opdrag uit die Bybel uit, dis 'n manier hoe jy God kan aanbid. Psalm 150 vers 3, loof hom met bassyngeklank, loof hom met harp en sitter, loof hom met tamboeryne en koordanse, loof hom met snarespel en fluit, loof hom met helder simbale, loof hom met klinkende simbale, laat alles wat asem het, die Here loof, halleluja. Die 5de manier hoe jy God kan aanbid is halal. Nou hierdie is een van my gunsteling. Dit beteken to celebrate God in our lives, to be glamorously foolish. Psalm 87 vers 7 sien ons, en die wat sing, sowel as die wat vrolik is, sê, al my fonteine is in jou. So dit is being glamorously foolish. Ons moet onthou, wanneer ons God aanbid, veral soos met prysliedjies, moenie net staan en lyk asof jy 'n verskriklike swaar pak dra en die lewe is so erg nie. Jy moet joyful wees, want onthou, daar's 'n vers in die Bybel wat sê, the joy of the Lord is our strength. Die duiwel weet, as jy nie joy het nie, gaan jy nie krag het nie. En ons het krag nodig om deur die lewe te kom, so moet nooit joyful wees nie. 2 Samuel 6 vers 14 sien ons ook, dat Dawid het teen ook hierdie manier God aanbid, gehalal. Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die Here. En in vers 20 kan jy self sien dat sy vrou het gesê dat hy was ligsinnig gewees. Daar het gestaan, he danced with all his might. So dit is glamorously foolish. Dan die volgende een is Tehillah. Tehillah beteken dancing before the Lord. Psalm 30 vers 11. You have turned for me my mourning into dancing. So wanneer dit sleg gaan en jy huil en jy is hartseer, die Here kan daai hartseer vat en dit oorsit in blydskap. Psalm 149 vers 3, laat hulle sy naam loof in koordans, hom psalm sing met tamboeryne en sitter. So moenie net stil staan nie, klap jou hande, lig op jou hande, maak 'n geluid tot God, wees glamorously foolish, dans voor God, beweeg 'n bietjie, moenie net stil staan as jy God se naam aanbid nie. Dan die laaste een is barak, wat beteken bowing, giving God recognition for his holiness. En dit beteken to bless or to adore God. Exodus 34 vers 8, toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval. So hierdie is die ene waar ons dan nou rustig raak voor God. Die ene is waar jy op en af spring en lawaai maak, hierso is waar jy dan nou rustig raak. Dit is dan heel moontlik waar ons dan nou oorgaan in worship, waar jy neerbuig en vir God sê, God, I adore you. En dan Psalm 62 vers 8 sê, pour out your heart before him. God is a refuge for us. Hanna het haar hart uitgehuil tot God en God het geluister. Moet nooit dink dat God stel nie belang in jou pyn nie. Die Bybel sê juis, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Bring al jou hartseer, jou stres, jou bekommernisse, jou verlede en giet jou hart uit voor God. Onthou net om dit net nie met 'n lelike hart te doen nie, want 'n lelike hart wys jy vertrou nie God nie, maar 'n hart wat jy voor God se voete sit, wys jy verstaan nie nou nie, maar God is steeds in beheer en jy vertrou God. Okay, so ons gaan nou aan met die storie 1 Samuel 1 vers 20. Onthou dat Hanna het nou tot God gebid en gesê, asseblief Here, mag ek 'n seun kry. En by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, wat beteken ek het hom van die Here gebid. Vers 28, so staan ek hom dan ook af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan. 1 Samuel 2 vers 12 sien ons, maar die seuns van Eli, onthou Eli was die hoofpriester van hierdie tyd, was deegnietig geweest. So hulle is ook priesters, onthou want dit hardloop in die familie, die Lewiete. Hulle het die Here nie erken nie. As iemand 'n offer slag, dan kom die dienaar van die priester, net soos die vleis kook, met die 3-tand vurk in sy hand en steek in die kastrol of in die pot of in die pan. Alles wat die vurk optrek, neem die priester vir homself. Selfs voordat hulle die vet aan die brand steek, dan vra hulle, gee vleis om vir die priesters te braai, maar net rou vleis. So wat hierdie seuns gedoen het, is hulle sê nou maar net die volk het gekom om offers te bring, dan het hulle gesê, man, gee my 'n stukkie vleis. Hulle het nie eers gewag dat die vet afgesny word, want onthou dit behoort aan God nie. Vers 16 sien ons, as die manne dan vir hom sê, laat hulle net eers die vet aan die brand steek, neem dan vir jou soos jou siel begeer, dan sê hy, dis nou die 2 seuns, nee, maar jy moet dit nou gee, en so nie, dan neem ek dit
met jou van geweld. So lyk my hierdie twee seuns wat dan nou priesters was, wat by die tempel gewerk het glad nie 'n mooi hart gehad nie. Nou onthou julle, ons het al reeds gekyk na die 5 verskillende offers wat mens kry in Levitikus. Hierso het ek ingesit nou, die priesters mag daarvan geëet het. Nou kom ons kyk net wat mag hulle geëet het. Die heel onder het ek 'n versie ingesit, Levitikus 7 vers 25 wat sê, want elkeen wat vet eet van die vee waarvan hulle aan die Here offer bring, diegene wat dit eet moet uit sy volkgenote uitgeroei word. So die vet en die bloed behoort aan die Here. Ok, kom ons kyk na die eerste ene, die brandoffer. Die brandoffer, die priester mag die vel gekry het. By die spysoffer, dit wat oorbly is die priester en die seunsinne. Dan by die dankoffer, dat ek gesê wat mag die priester gevat het, die bors en die regterbout. By die sondoffer mag die priester alles geëet het, want alles is Godsinne. En by die skuldoffer mag die priester ook alles geëet het, want dit was Godsinne gewees. Maar dit lyk vir my asof Eli se 2 seuns glad nie hierdie reëls gevolg het, wat in Levitikus opgeteken was nie. 1 Samuel 2 vers 17, en die sonde van die jong manne was baie groot voor die aangesig van die Here. As gevolg van dit, wat Eli se seuns gedoen het, het die mense die offer aan die Here verag. Hierdie is vir my 'n verskriklike belangrike versie, want hierso kan jy sien dat somtyds kan jy die rede wees waarom ander mense nie God wil aanbid nie. Hierso was Hofni en Phinehas die rede waarom die volk dit nie meer van gehou het om vir God offers te bring nie, hulle het dit verag. Nou wat het Eli se 2 seuns gedoen? Eerste, God se offers het hulle nie reg hanteer nie. Tweede, het hulle veroorsaak dat die volk offers aan God verag het. Derde, hulle hou gemeenskap met die vroue wat dien by die ingang van die tent van samekoms. En jy sien dit in 1 Samuel 2 vers 22. Nou dit is net soos die tyd van Moses en Josua, is die volk steeds besig om God te aanbid soos die Kanaaniete hulle God aanbid het, want dis wat hulle gedoen het. Hulle het met die meisies wat in die tempel gewerk het gemeenskap gehad, maar dit is nêrens 'n opdrag van God nie. Vierdens, en daarom maak die seuns dat die volk oortree, so die volk het verkeerd gedoen en dit was die seuns se skuld, en laastens hulle het nie na hulle vader geluister nie. As gevolg van al hierdie dinge het God besluit om hulle om die lewe te bring. Maar weer eens, dis nie God wat straf nie, die wette is reeds deurgegee in Moses se 5 boeke, en party van die wette sê dat as jy dit nie volg nie, dan moet jy doodgemaak word. Nou God waarsku Eli oor sy 2 seuns, so eintlik moet God doodmaak, maar hy waarsku eers. Eerste stuur hy 'n man van God in 1 Samuel 2 vers 29 wat sê, waarom eer jy jou seuns meer as vir my, deur julle vet te voer met die beste van elke offergawe van my volk Israel. Die wat my eer, sal ek eer, maar die wat my verag, sal ek veragtelik wees. Nou wat gaan die nagevolge wees? Daar sal geen meer bejaarde in jou huis wees nie. So hierdie profeet waarsku en sê dat as jy nie iets hieromtrent doen nie, gaan al die mans in julle familie nie oud word nie. Nou God kon nie hulle uitwis nie, want onthou God het aan Phinehas beloof in Numeri 25 sal die priester in sy familie bly tot in ewigheid. Nou die teken van hierdie waarskuwing, die profeet het gesê op een dag sal al 2 sy seuns sterwe. Nou die tweede waarskuwing wat God toe aan Eli gegee het, was 'n woord aan Samuel gewees. Nou God het min gepraat in hierdie tyd. 1 Samuel 3 vers 3 sien ons, en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here waar die ark van God was. En die Here het na Samuel geroep. So onthou julle dat die ark het gestaan in die allerheiligste. Niemand was eintlik veronderstel om daarin te gaan nie, behalwe die hoëpriester. Maar eintlik julle gaan sien God het 'n groot plan met Samuel, en Samuel het van kind af by die verbondsark geslaap. Nou ons ken die storie dat hy het geslaap en hy hoor toe 'n stem wat sê Samuel, en hy hardloop na Eli toe en sê ja, Eli het my geroep, en Eli sê nee, ek het nie, en dit het so aangehou totdat Eli gesê het, dis dalk God wat met jou praat, sê net ja God, ek luister. 3 vers 12 sien ons dat God het toe nou vir Samuel 'n woord gegee, en Eli wil toe nou weet, wat is die woord? En die woord is, die dag sal ek aan Eli vervul alles wat ek oor sy huis gespreek het. Ek gaan sy huis oordeel tot in ewigheid, want Eli het hulle nie streng bestraf nie, dis nou sy seuns. 3 vers 14, die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of spysoffer versoen word nie. Nou hier is 'n les aan ons as ouers. Die sonde van hierdie 2 stoute seuns was baie groot in God se oë. Ons moet as ouers seker maak dat ons kinders in die wil van die Here groot gemaak word. Moenie hulle stoute maniere oorsien nie. God vra aan Eli, waarom eer jy jou seuns meer as vir my? En net 'n bietjie verder in die stuk lees jy dat hierdie vloek het oor Eli se huis gekom, oor dat Eli sy seuns nie streng bestraf het nie. Spreuke 3 vers
12 sê, want die Here tugtig hom wat hy lief het, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Ons moet ons kinders pak gee, dit is 'n opdrag uit die Bybel uit. As jy te bang is om jou kinders pak te gee, gaan jy die nagevolge daarvan dra. Terwyl hulle klein is dit oulik wanneer hulle byvoorbeeld terugpraat of vloek, maar wanneer hulle tieners word, gaan jy sit met kinders wat die rus en vrede in jou huis steel. Spreuke 17 vers 21 sê, hy wat 'n dwaas verwek, vir hom sal dit 'n bekommernis word, en die vader van die dwaas sal nie bly wees nie. Dit is nou as jy 'n kind het en jy maak hom nie in die wil van die Here groot nie. Nou wanneer ons praat van tugtig, is dit nou nie doodslaan nie. Dissipline se grondwoord is disciple. Nadat jy jou kind pak gegee het, moet jy jou kinders leer wat is die regte pad. Moet hulle net in die duister los nie. Spreuke 22 vers 6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. In Samuel 3 vers 19, en Samuel het groot geword en die Here was met hom en die hele Israel. Het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here, en die Here het weer verskyn in Silo, want die Here het hom geopenbaar aan Samuel in Silo deur die woord van die Here. En die woord van die Here was skaars in die dae, gesigte was daar nie baie nie. So hierso het God nou weer begin praat met die volk deur Samuel. Levitikus 26 vers 14 sê, maar as jy nie na my luister en al hierdie gebooie nie doen nie, en as jy my insettinge verwerp en my verbond verbreek, en vers 17, en ek sal my aangesig teen hulle rig, sodat julle voor julle vyande verslaan word. So ek het hierdie versie ingesit om vir julle te wys, dat God het in Levitikus al vir die volk gesê, as julle nie na my stem luister nie, gaan ek die vyande nie voor julle verslaan nie. Want hierso nou in 1 Samuel 4 vers 2 sien ons, toe die Filistyne hulle opstel om Israel te ontmoet en die geveg ontwikkel, is Israel voor die Filistyne verslaan. 4000 mans is toe dood. Nou in plaas daarvan dat die volk tot inkeer kom en terugdraai na God en sy verbond, gaan haal hulle die verbondsark. Hulle sit hulle geloof in die ark en nie in God nie. 1 Samuel 4 vers 4. Daarop het die manskappe na Silo gestuur en hulle het die verbondsark van die Here gaan haal. Hulle idee was dat God sal forceer voel om vir hulle te kom fight. Hulle beheer God se hand, of dit is wat hulle dink hulle doen. 1 Samuel 4 vers 5, en net toe die verbondsark van die Here in die laar inkom, hef die hele Israel 'n groot kruisgeskree aan, sodat die aarde gedreun het. Onthou, hulle het nou net aangeval en verloor, nou toe gaan haal die Lewiete die verbondsark, en toe is die volk sommer nou weer opgewonde en bely. En die Filistyne het bang geword, want hulle het gesê, God het in die laar gekom, so iets het nog nooit gebeur nie. Wee ons, wie sal ons red uit die hand van hierdie geweldige gode, dieselfde gode wat Egipte getref het met pla. So onthou nou, hulle is in Kanaan, en die woord van God het nou al deur Kanaan beweeg, van hulle het geweet hierdie verskriklike God, die tekens wat hy in Egipte gedoen het, maar hulle ken hom nie. Maar Israel het alweer verloor, en 30.000 Israeliete was doodgemaak gewees, want onthou, hoekom? Al was die verbondsark daar, God het gesê, volg my gebod, en dan sal ek julle vyande voor julle uitverdrywe, maar die volk het dit nie gedoen nie. Nou die ark van God was toe ook geneem, en die 2 seuns van Eli het toe ook nou op hierdie dag gesterf, net soos die profeet vir Eli gewaarsku het, sy seun sal op een dag doodgaan. Toe Eli die nuus ontvang het hy agteroor geval en gesterf. Eli was toe nou 98 jaar oud, en jy lees ook in die Bybel dat hy was redelik 'n vet persoon gewees. Nou Phinehas, dis nou ons een van die seuns, sy swanger vrou het van sy dood gehoor, en dit het veroorsaak dat die baba vroeër gebore word, en sy het gesterf. Die kind wat gebore was, sy naam was toe Ikabod, wat beteken, weggevoer is die eer uit Israel, want onthou, die ark van God is nou net deur die Filistyne gesteel. So kom ons kyk gou. Oorspronklik was die ark van God in Silo gewees, toe hulle in Joshua aan die land ingegaan het, Joshua 18 vers 1. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel in Silo byeengekom, en daar die tent van samekoms opgeslaan, want onthou, dat God het gesê, daar gaan net een offerplek wees, en dit is in Jerusalem, maar Jerusalem was die tyd nog nie beskikbaar gewees nie. So wat toe gebeur het in die storie waar ons nou is, in 1 Samuel 5 vers 1, daarop het die Filistyne die ark van God geneem, en dit in die huis van Dagon gebring. So die Filistyne het nou net die ark van God gesteel, en hulle gaan sit dit toe nou in hulle afgodstempel. Nou hierdie is een van my gunsteling stories. Die Filistyne het God se verbondsark geneem en in hulle tempel gaan sit. Die volgende oggend toe hulle by die tempel kom, toe lê Dagon, hulle afgod, op die vloer. Dit is asof die afgod buig tot die ware God. 1 Samuel 5 vers 3 sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Here, en hulle het Dagon geneem en hom weer op sy plek gesit. Julle kan sien dat Dagon is 'n merman. In vers 4, maar toe hulle die volgende môre vroeg opstaan, sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Here, maar die hoof van Dagon en sy 2 handpalms lê afgebreek op die drempel. So dis die afgod het toe nou weer voor die ware God gebuig, en die keer is hy toe nou in stukkies gebreek.
Okay, so toe wat nou gebeur, as Dot toe nou die verbondsark gehad het, was hulle toe getref met geswelle. Daarom het hulle besluit om die ark te stuur na Gad, maar Gad word toe ook getref met geswelle, jy lees dit in 1 Samuel 5 vers 9. Toe wil hulle dit stuur na Ekron toe, maar die mense van Ekron het so geskree toe hulle die ark sien, want hulle het gesê hulle gaan sterf. Nou toe na 7 maande by die Filistyne het hulle toe besluit om eerder die ark van God terug te stuur na Israel toe. Hulle wou nie die ark leë hande terugstuur nie, hulle priesters het geglo, dan sal die volk gesond word as hulle dan nou geskenke saamstuur. Hulle stuur toe saam, in 1 Samuel 6 vers 4, 5 goue geswalle en 5 goue muise. Want ek neem aan dat die plaag wat hulle getref het iets te doen gehad met muise, maar die Bybel sê nie volledig nie. Want dit is een plaag oor hulle almal, en gee eer aan die God van Israel. Hulle stuur toe die ark met 2 melkkoeë. So hulle vat toe die ark, sit dit op 'n wa, en 2 melkkoeë trek toe hierdie wa. Nou hoekom melkkoeë? Want hulle babiekies was nog by die huis gewees, so dit beteken hulle sal vinnig weer terugkom. Nou hulle voel, as die koeie self loop tot by Bet-Semes, dit is dan nou by Israel, dan was dit die God van Israel wat hulle getref het met hierdie plaag. Anderste was dit net per toeval gewees, en as jy verder lees sal jy sien, dat hierdie koeie het direk gestap tot by Bet-Semes. In Numeri 4 lees jy presies hoe die ark van God gedra moes word. 4 vers 5, dit moet bedek word met die voorhangsel deur die hoëpriesters. Die leviete mag dit dan dra, maar hulle mag dit nie sien nie. Vers 20 sê nie ook, maar hulle moet nie inkom om vir 'n oomblik die heiligdom te sien nie, sodat hulle nie sterwe nie. So daar's 'n reël wat sê dat niemand mag die verbondsark sien nie, anders gaan jy dood. So ons trek nou waar die Filistyne toe na die ark teruggebring het, 1 Samuel 6 vers 19, die volk van Israel het toe na die ark gekyk, nadat die Filistyne dit teruggestuur het, en 50.070 het gesterf. Weereens, net soos ek al in die vorige lesse verduidelik het, as jy hierdie storie lees en jy sien dat die Israeliete was bly dat die ark terug is, nou hoekom dan ook God hulle dood? Dit klink unfair, maar dit is eintlik 'n bewys van hoe fair God is. As hy sê hy gaan iets doen, dan doen hy dit. As jy een oomblik straf en die volgende oomblik nie, dan is jy unfair. As jy elke keer by jou woord bly, dan is dit fair. In Numeri was al aan die volk gesê, hulle mag nie die ark sien nie, anders gaan hulle sterwe. En hierso het die volk nie dit geweet nie, hulle het dit vergeet, maar hierso toe is 50.000 mense doodgemaak, omdat hulle na die verbondsark gekyk het. So dit is dan toe nou na 7 maande is die ark toe by Bet-Semes, waar al die mense dood is, en toe daarna, toe was dit gestuur na Kirjat Jearim. Dit was geplaas in die huis van Abinadab, en Eleazar was geheilig om die ark te bewaak.